Weer eens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Nou, ek glo en vertrou, dit gaan sommer baie goed met u en dat die waarheid van God se woord steeds vir u van kardinale belang is. Nou in vandag se video gaan ons gesels oor die baie omstrede onderwerp, the outer darkness. Is dit 'n plek van duisternis net waar mense wat ontrou was aan die Here, gelowiges, heen gaan vir 'n tydperk van 1000 jaar soos hulle sê, of spreek dit van die ewige verdoemenis? Nou ons gaan kyk wat die skrifte leer. Ons gaan sommer 'n paar aspekte hanteer vandag. Wie word soontoe uitgewerp en hoekom? En wat gebeur met gelowiges wat aanhou sonde doen? En nou ja, ek wil net uit die staanspoor sê, daar's baie dinge waarmee ek en Robbie saamstem, oor die algemeen al die goed, maar daar is sekere dinge waarvan ek en hy verskil, en ek dink hierdie onderwerp is een van hulle. So ons gaan kyk of hy reg of verkeerd is, ons gaan dit beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou hierdie skrifgedeelte is my baie belangrik, 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Nou, ons is hier om mekaar in liefde reg te help, en u is welkom om u komments te los, is gewoonlik, en 'n bespreking te maak daaruit. Ons almal leer nog, maar ons moet gaan kyk wat die woord in konteks vir ons leer, juis oor sekere belangrike leerstellings, en ons moet gaan kyk wat God se woord dan wil sê oor die outer darkness. So kom ons gaan kyk, wat is die definisie, as ek 'n definisie daaraan kan koppel, wat hulle daaraan koppel eerder, wat is die outer darkness? Goed, hierdie leerstelling is baie omstrede, soos ek reeds gesê het, maar kom ons gaan kyk wat sê hulle. Hulle sê dat alle gelowiges wat aanhou sonde doen, in ongehoorsaamheid leef en nie arbei in die koninkryk van God nie. Met ander woorde, jy doen geen werk vir Christus nie, jy gaan met leë hande voor die Here staan en so meer, volgens Matteus 25:30 soos hulle sê, maar in hierdie plek van duisternis word jy nou gewerp vir ongeveer 1000 jaar tydens die millennium, en hulle sê dit word gekoppel aan die millennium, want jy moet werke doen om die millennium te beerwe. Maar kom ons gaan kyk na die Christene wat aanhou sonde doen. Nou hier kom die once saved, always saved leerstelling baie sterk na vore, want hulle glo Christene kan nie hel toe gaan, hulle sekerheid is vas in Christus, is once saved, always saved, eternal security, so hulle moet na 'n plek toe gaan vir 1000 jaar van rou en wat ook al, en tande wat geknars gaan word, omdat hulle aanhou sonde doen het, en so meer. Ons gaan hierdie video daaroor gesels, is baie belangrik, en dan sê hulle, hierdie mense gaan dan ook na die outer darkness toe. Dis ook mense wat nou ontrou was, en hulle werk vir die Here, hulle het nie, hulle talente, hulle het nie, met ander woorde, nie gaan woeker met die talente nie, die werk wat die Here gegee het vir hulle, het hulle nie gedoen nie. So kom ons gaan kyk, wat sê Charles Stanley, 'n groot voorstander van die once saved, always saved. Ek het nou nie 'n videoklip wat ek gaan speel nie, maar ek gaan net vir u wys, wat sê hy juis oor die outer darkness, en hy het dit in sy Eternal Security boek geskryf. Nou goed, Eternal Security is baie belangrik vir hom, en daar's baie mense wat sê dat hulle glo in Eternal Security, daar's ander wat dit teenstaan, dat dit nie 'n waarheid is nie. Ek's een van hulle, maar ek moet vir u sê, ek glo in Eternal Security, as jy in Christus is, wedergebore, gewas deur die bloed van die lam, en jy is 'n kind van die Here, dan is dit dat jy ewig hemel toe gaan, jy gaan ewig saam met Christus wees. Maar, as jy jou rug draai op Christus, afvalligheid, ons gaan op 'n latere stadium gesels oor wat is afvalligheid, en dat Christene afvallig kan raak. Maar dit daar gelaat, kom ons gaan kyk wat sê Charles Stanley. Nou hy skryf hierdie gedeelte in sy boek Eternal Security. The final verse of this parable is so severe that many commentators assume it is a description of hell. En hy sê, it is not. Dit is nie so nie. Maar ons gaan kyk wat die woord leer vandag, en ons gaan 'n gevolgtrekking maak. Maar kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van Robbie en sy pa. Hulle het gesels oor gelowiges wat nou aanhou sonde doen. Wat is hulle lot? Waar gaan hulle heen? Kom ons gaan luister wat hy sê. As 'n deel wat my pla van, as jy as Christen aanhou sonde doen en so aan, aanhou verkeerd lewe, nee, dan dink ek op 'n stadium, nee, is nie daar nie vergifnis daarvoor, maar jy sal betaal daarvoor. Ja. Daai 1 Johannes 1 vers 9
dink ek het die Here bedoel vir die dag se jaar vir Here gee. Bely jou sondes en hy vergewe. Doen jy dan nou weer sondes? Wie wat doen jy? Jy staan en skree saam met ouens, kruisig hom. Wie? Jy vertrap die bloed van Jesus. Omwillens wie se sonde doen na jou hart vir die Here gee. En daarvoor sal jy gepunish word. Daar's nie twyfel oor nie. Kan jy dink dat ek en jy dieselfde spot as Paulus in die hemel gaan hê? Verstaan jy? Ja. Daar is nie 'n manier nie. Maar aan die ander kant van die saak, oom Jan wat sy hart vir die Here gee en 6 maande later weer begin syp het, gaan nie in die koninkryk eers wees nie. 100%. In die koninkryk sonder verstaan. Ja. Nou kom ons gaan kyk wat sê hulle. Die gedagte dat 'n gelowige wat aanhou sonde doen wel vergifnis ontvang. Maar dis presies wat Hebreërs 6 vers 6 leer, dat ons afvallig kan raak en ons kruisig weer vir Christus. Hy sê, maak hom nou weer tot skande, jy staan saam in die wêreld en jy skreeu kruisig hom. Die waarheid is dat as 'n kind van die Here afvallig weggeval het van die Here af, en dit kan gebeur, maar ek gaan nie vandag oor die eternal security praat nie, ek gaan later 'n video wel daaroor doen. Dit kan gebeur, en dis moontlik dat jy jou saligheid kan verbeur. Nou, daar's mense wat nou gaan verskil met my op hierdie video, dis goed so, maar hy sê dan 1 Johannes 1 vers 9, het betrekking op wanneer jy jou hart vir die Here gee. Nou 1 Johannes 1 vers 9 sê, as iemand gesondig het, wanneer nadat jy 'n kind van die Here geword het, dan het ons 'n voorspraak by die Vader Jesus Christus, en hy is getrou en regverdig om ons van alle sondes te reinig en te vergewe. Ander woorde, daar is vergifnis vir hulle wat sonde doen, maar jy moet nie aanhou en moedswillig aanhou sonde doen nie. Nou sê hulle dat hierdie mense wat dus nou hierdie sonde aanhou doen, gaan nie deel aan die vrederyk hê nie, maar hulle gaan na die buitenste duisternis nou, hulle gaan na die outer darkness. Nou wil ek vra, hoe kan gelowiges wat se sonde vergewe is, weer voor die regterstoel opgehaal gaan word deur die Here, en outer darkness toe gestuur gaan word? Hoe gaan die Here jou daar voor die regterstoel plaas, en hy gaan vir jou sê, jy het dit nie gemaak nie, jou sondes is te veel, jy het jou loon verloor, maar die Here sê in sy woord, ek dink nooit weer aan jou sondes nie. Psalm 103 vers 12, Hebreërs 8 vers 12, die Here dink nie daaraan nie. As ek en jy sterf die dag en ons sondes is vergewe, ons het nie geleef in sonde nie, gaan ek en jy hemel toe. Dis 'n werklikheid. En hierdie is die teendeel wat mense sê. Hulle sê nee, jy gaan gepunish word, maar jy gaan in die outer darkness sit. Ek dink nie dis iets wat die woord van die Here leer nie. Iemand wat aanhou sonde doen, gaan die ewige lewe mis. As jy 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10 lees, ek gaan nie vandag daaroor praat nie. Dis 'n baie belangrike skrifgedeelte. Mense wat hierdie dinge bly praktiseer, sal nie die koninkryk van God beerwe nie, sê Paulus. Maar kom ons gaan kyk na die volgende videoklip, waar jy na jou bekering sonde gedoen en jy aanhou sonde doen. Kom ons gaan luister wat sê Robbie. Ek glo ou soos Cat Stevens. Hy het gesê ek verwerp Christendom en ek verander my naam na Mohammed Yusuf toe. Ek aanvaar daai ou Christus verwerp. Ek weet nie of hy hom regtig haat nie. Nee. Dis 'n ander saak. Ja. Ek praat van 'n ou wat sonde doen nadat hy sy hart vir die Here gee het. En hy eindig op, en dit is my punt van hierdie podcast, in 'n outer darkness. Outer darkness beteken letterlik, dis 'n plek van geknars van tande, geween, en as jy dit reg vertaal, uttermost regret. En ek gaan later nog ietsie daaroor sê. So, die 1 talent en die 5 dwaase maagde is nie toegelaat in die koninkryk nie. Hulle het nie hulle salvation verloor nie. En dit is hoekom jy die millennium, premillennialisme moet verstaan. Daar is 1000 jaar voordat die ewigheid vir altyd sal begin hê, wat jy gaan deurbring saam met die Here, heers saam met hom, op voorwaarde dat jy getrou was. Faithfulness bring jou daarin. Nou ja, kom ons gaan kyk. Hy sê dat alle ontroue gelowiges in die plek van outer darkness gaan wees tydens die millennium. Nou, hulle verloor nie hulle saligheid nie, maar hulle gaan daar wees omdat hulle ontrou was, nie gewerk het vir die Here nie, of hulle het in sonde gewandel. Nou kom ons gaan kyk. Die once saved, always saved is hier baie sterk te sprake. Onthou, hulle sê jy kan nie jou saligheid verloor nie, en daarom gaan jy dan outer darkness toe. Maar kom ons gaan kyk, die vraag, wat gebeur met ontroue gelowiges wanneer hulle 'n eeu terug gesterf het? Maar nou oor 'n eeu terug is 100 jaar terug. Waar word hulle nou bewaar? Is daar 'n derde plek van bewarings? Maar kom ons vat dit nou net, iemand sterf nou 100 jaar terug, en hy het nou
geleef in sonde en hy het nie getrou gewees aan die Here nie. Onthou daar's 2 plekke. Die Bybel noem dit die hel, Hades of Sheol, dit is die doderyk, en die ander plek is die 3de hemel. Nou, jy gaan na een van 2 plekke toe. Jy gaan of hel toe, dis die doderyk, dis die voorpoort van die hel, en natuurlik die Christene gaan dan natuurlik na die 3de hemel toe. Nou wat word van hierdie mense wat nou ontrou was, waar word hy bewaar? Dis die vraag wat ek vir hulle vra, want onthou, hulle sal later vir jou in die video gaan jy sien, hulle sê, hulle het nie deel aan die eerste opstanding nie. So hulle gaan nie by die eerste opstanding saam met ander gelowiges hemel toe nie. Die vraag is, waar word hulle bewaar? Dis 'n belangrike vraag, en ek dink nie hulle kan dit beantwoord nie, want die Bybel praat van 2 plekke. So dit is wat hier geleer word. Nou goed, kom ons gaan kyk, die alterdagnis leerstelling word slegs in die boek van Matteus behandel. En daar is die hoofstukke, Matteus 8, Matteus 22 en Matteus 25. Nou, hoekom is hierdie hoofstukke, hoekom is hierdie gedeelte net in die boek van Matteus? Dis baie belangrike vraag, want dit word nie in een van die evangelies genoem nie. En ek wil net sê, het u geweet dat die woord koninkryk van die hemel word nooit in die Nuwe Testament gebruik, behalwe in die boek van Matteus nie. Nou, dit is my mening, en ek dink ek is nie verkeerd nie. Hierdie boek is hoofsaaklik geskryf aan die Joodse gehoor, natuurlik vir die kinders van Israel, en u kan maar bietjie gaan navorsing doen, u sal sien dat dit wel die geval is. Kom ons gaan kyk na die skrifgedeeltes. Goed, die eerste is natuurlik in Matteus 8 vers 12, ons gaan nou daaroor gesels wat dit behels, maar hier word verwys na die kinders van die koninkryk. Nou die kinders van die koninkryk is 'n sinoniem wat gebruik word vir die kinders van Israel, dis die Joodse volk. Dit verwys altyd na die Jode. Hierdie hoofman se geloof het Jesus so verbaas, en hy sê dat die Jode, die wat nie glo nie, hierdie Israeliete, hierdie mense wat eens bestem is vir die koninkryk, dat hulle wel uitgedryf sal word in die buitenste duisternis. Dan vind jy een in Matteus 22, hier word van 'n bruilof gepraat, die gaste, die Jode wat aanvanklik genooi was, het nie gekom nie, en hy het gesê, gaan na die strate, gaan nooi die wat daar buite is, dis die heidene, en hulle is toe genooi en het gekom, en een van hierdie gaste is gevind sonder 'n bruilofskleed, en hy was uitgewerp in die buitenste duisternis. En dit is belangrik om te verstaan wat hier gebeur het. Hierdie man het ingekom met 'n verkeerde motief, hy het gekom om te kom, soos hulle sê, party hou, en hy het nie, sy motief, sy hart was nie by die Here nie, en hy het nie 'n bruilofskleed aangehad nie. Maar ons gaan nou nie daaroor gesels nie, ek gaan die ander skrifgedeelte vir u wys, maar kom ons gaan kyk eers wat is die konteks van hierdie skrif. The man without a wedding garment. The parable concludes with a man being thrown out because he wasn't wearing proper wedding clothes. This represents those who claim to follow God but have not truly repented or accepted His grace and righteousness. En dit is die konteks van daai gelykenis. En dan vind ons die ene Matteus 25 vers 30 waar hy gepraat word van die nuttelose diensknegt wat ontrou was en hy was uitgewerp in die buitenste duisternis. Nou hierdie is 'n diensknegt wat eintlik Christus verwerp het en was skyn en ongered. Sy hart was verkeerd voor die Here. Hy het reg van die begin af al geweet hy gaan sy talent begrawe. So hierdie spreek eintlik van iemand wat nie geconvert is nie, hy is nie geregenerate nie, hy was nie gered nie en daarom was hy uitgewerp. Die ander twee was wel, maar hierdie man het dit nie gemaak nie omdat hy met ander woorde 'n valse hart gehad het. Goed. Dit verwys absoluut ook daarna toe, hy was nie rein voor God nie, sy hart was verkeerd, maar hoekom word hierdie net beskryf in Matteus en nie in die res van die Bybel nie? Die kerk het dan begin by Handelinge 2, dit enigstens te doen met 'n kerk of met Christene, hierdie is hoofsaaklik bedoel vir die Jode. Nou kom ons gaan kyk, die children of the kingdom, wat is dit? The warning Jesus was warning to the children of the kingdom, the biological heirs who rejected him, that their mere heritage of religious status did not automatically guarantee them eternal salvation. Nou hierdie is definitief verwysing na Israel, as jy Romeine 11 gaan lees, jy dit sien. The outcome, because they lacked faith and rejected the Messiah, Jesus said they would be cast out into outer darkness, which is a metaphor for eternal separation from God and ultimate judgment.
So dis baie belangrik dat ons gaan kyk wat dit sê, maar kom ons gaan luister wat sê Robbie oor Matteus 8 vers 11 en 12 en hy sê dit praat nie van die Jode of die heidene nie, maar kom ons gaan luister wat hy sê. As ek vir 'n ander teks ook wys, dis so duidelik as hier jou oë eers oop gaan vir die. Matteus 8 vers 11. And I say unto you that many shall come from the east and west and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Hulle is in die koninkryk. Waar? Die millennial koninkryk. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Sien jy die children of the kingdom? Nou die ouens sê, hierdie praat van die Jode en van die heidene, dit praat nie van dit nie, want in Matteus 13 identifiseer hy die children of the kingdom as die wheat. Hy maak 'n dichotomie tussen hulle wat gered is en hulle wat nie gered is. Hy gee net twee mensgroepe daar. So jy is of in Christus, wanneer jy children of the kingdom is, of jy is buite Christus. En hierso sê hy vir jou dat daar is Christene wat in outer darkness ingaan. O, my mat. Nou ja, kom ons gaan kyk wat is die konteks. Hy sê dat dit nie spreek van die Jode en die heidene nie, maar as jy die skrifgedeelte gaan lees in sy konteks, toe Jesus met die Romeinse offisier gepraat het, het hy met hom gepraat, hy was 'n heiden gewees, en Jesus was so verbaas oor sy geloof, en die konteks daarvan, the children of the kingdom, spreek van die Jode, die mense wat aanvanklik bestem was, maar kom ons gaan kyk na die volle konteks, die skrifgedeelte. Hy sê, glo my, dis die nuwe lewende vertaling, en hy sê dit baie pragtig, en die ou vertaling sê dit net so mooi, jy moet verstaan wat Jesus hier gesê het. Glo my, daar sal baie mense van oor die wêreld, die hele wêreld kom, en saam met Abraham, Isak en Jakob die feesmaaltyd in God se koninkryk geniet, maar die Israeliete, die mense wat daardie koninkryk eintlik moes beerwe het, onthou het gesê, ek het aan my eie gekom, en het my nie aanvaar nie. Nou, ek gaan nie daaroor ingaan nie, maar jy kan dit gaan lees. Hulle sal uitgegooi word in die donker, daar buite, outer darkness. Hulle sal bitterlik huil en van selfverwyd op hulle tande kners. Nou, dis wat hierdie skrifgedeelte lees, so Jesus leer beslis van die heidene en die Jode. Now, the phrase sons of the kingdom was a Jewish term for the nation of Israel. Nou, kom ons gaan kyk, wat sê dit hier, vers 12, verse 12 serves as a stark warning, having Jewish ancestry or heritage alone does not guarantee eternal salvation. Those who reject Jesus will be cast into the outer darkness, while those who express faith like the Roman centurion in the story will enter the kingdom. Aan die woorde, dit gaan nie oor redding, dit gaan nie oor verlorendheid, maar dit spreek van die sons of the kingdom as Israel, en hy sê hierdie mense wat aanvanklik bestem was, het dit verwerp en die heidene het ingegaan, en dis belangrik. Nou goed, die skrifte wat praat oor die buitenste duisternis, die vuuroond en straf, kom ons gaan kyk na 'n paar vergelykende skrifgedeeltes wat praat van hulle wat in die vuuroond gewerp gaan word. Nou die skrifgedeelte Matteus 13:49 tot 50, so sal dit dan wees in die volëinding van die wêreld, die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges afskei en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en 'n geknars van tande. Aan die einde van tyd, as die Here terugkom, sal hy sy engele uitstuur en hy gaan skeiding maak tussen die kaf en die koring. Hy gaan skeiding maak tussen die onkruid, tussen die goeie saad en die onkruid. En dis wat ons gaan dit lees, ons gaan dit nou wel lees in Matteus 24. Nou kom ons gaan kyk wat sê Matteus 13 vers 40 tot 42. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees aan die volëinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur, met ander woorde met die wederkoms, en hy sal hulle uit sy koninkryk bymekaar maak, al die struikelblokke en al die wat ongeregtigheid doen, met ander woorde sonde, en hulle sal in die vuuroond gegooi word. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Nou hierdie geween en geknars van tande kom ook voor natuurlik in Matteus 25 vers 30. Die Griekse woorde vir geween en knars van tande is presies dieselfde wat in hierdie twee skrifgedeeltes voorkom, wat ook natuurlik in Matteus 25 vers 30. So wat is die betekenis daarvan? Nou kom ons dan kyk na die Griekse woord weeping is klautmos en gnashing of teeth is broekmos. Nou dis dieselfde Griekse woorde wat in hierdie twee bogenoemde skrifte gebruik word, wat in Matteus 25 vers 30 ook gebruik word. Nou, kom ons gaan lees 'n skrifgedeelte wat nou nie genoem was deur enige iemand nie, in Robbie se video nie, maar kom ons gaan kyk wat sê die skrifgedeelte. Hulle is woeste golwe. Nou praat hy van die valse profete,
van die see wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Judas vers 13. So hier praat dit van die donkerheid van duisternis. Dit spreek, as jy daai skrifgedeeltes gaan lees, en die hele konteks daarvan, dan spreek dit van die ewige verdoemenis. So 'n plek van donkerheid en duisternis spreek nie van 'n plek waar gelowiges heen gaan nie, maar dit spreek van ewige duisternis, met ander woorde die verdoemenis. En dis belangrik dat ons dit sal verstaan. Nou goed, kom ons gaan kyk wat Matteus 24 vers 31 leer, net soos die onkruid dan bymekaar en met vuur verbrand sal word. Hoor nou wat sê hy, so sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en dan sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke. Nou, dis nou vers 30, Matteus 13 vers 40 tot 42, maar ek noem dit net 4, dan kyk ons nou presies wat sê Matteus 24. En hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke, een van die een einde van die hemele af tot aan die ander einde daarvan. Dis by die wederkoms, dis wanneer die wegvoering van die kerk plaasvind, en dan sal hierdie mense, die Here sal sy uitverkorenes versamel, maar die onkruid sal agterbly in die wraak van God, en dis wat dit is. So kom ons gaan kyk, daar sal 'n geween wees, en die geknars van tande, dit spreek van God se oordeel, en dit spreek van die wraak van die Here. Nou kom ons gaan luister na 'n volgende videoklip van Robbie, waar hy praat oor Lukas 12 vers 45, en ek wil nou graag dit net sê, hy doen dit uit konteks, want hierdie skrifgedeelte praat van die gereedheid vir die wederkoms van Christus. Ek gaan bykomende skrifte gee wat dit vergelyk. Kom ons gaan kyk wat hy sê. Kyk wat sê Lukas 12 vers 42. And the Lord said, who then is that faithful and wise steward, whom is the Lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season? Blessed is who? Veulos, that servant, whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all that he hath. But and if that servant say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the men servants and the maidens, and to eat and drink and be drunken. Met ander woorde, hy weet sy vader kom terug. Onthou, dis sy vader. Hy's 'n veulos. Hy's deel van Christus. Hy's in Christus. En hy doen net nie wat hy moet doen nie. Hy begin die mense slaan en hy raak gesyp, en dan sê dit, the Lord of that servant will come in a day when he looketh not on him, and in an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him his portion with the unbelievers. Vriende, cut him in sunder. Dit is wat Jesus hier sê van 'n gelowige. Hy gaan hom afsny en gooi in die buitenste duisternis. En dan sê hy ook, appoint him his portion with the unbelievers. So hier is die ding wat ouens se hermeneutiek heeltemal by die deur uitgaan. Hoe kan jy sê 'n unbeliever het sy porsie met 'n unbeliever? Dit maak geen sin nie. Dis 'n gelowige wat 'n porsie, maar weer eens, let op die bewoording, 'n porsie het met die ongelowiges. Dis daai 1000 jaar koninkryk. Vir 'n 1000 jaar gaan jy uitgesluit word. Nou ja, kom ons gaan kyk wat sê Lukas 12 vers 45 tot 46. Hierdie gaan spesifiek oor die wederkoms, en ek gaan dit nou vir bewys. En die gereedheid van gelowiges. By vers 40 sê hy, kom hy op 'n tyd dat jy dit nie verwag nie. Nou dis Lukas 12 vers 40. Dit praat van die wederkoms. Hy gaan kom op 'n tyd, op 'n uur dat jy dit nie verwag nie. Dis onverwags, dit gaan skielik gebeur. En dan moet jy al gereed gewees het. Maar kom ons gaan kyk verder. Hierdie skrif moet saam met Matteus 24 vers 42 tot 44 gelees word. U kan daai skrifgedeelte gaan lees. Dit praat ook van die gereedheid, en hy sê dat hy gaan kom op 'n uur dat jy dit nie verwag nie. Vers 36. Lukas 21 vers 34 en 35, 'n pragtige gedeelte wat aansluit by hierdie skrifgedeeltes. Nou ja, dit is hulle wat natuurlik gereed moet wees. Hulle moenie saam met die wêreld drink en dronk word en so aan nie. En dan sê Lukas 21 vers 24 baie duidelik vir ons. Maar pas op vir julleself dat julle harte nie beswaar word deur swelgerye en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dat hierdie dag julle nie skielik sal oorval nie. Hy sê bid en waak dan dat julle waardig geag mag word om al die dinge wat kom te ontvlug. Watter dinge? Dis die wraakoordele van God. Ongelowiges gaan ongelukkig, Robbie, nie saam met Christene tree en tandeknars nie. As daar 'n elderdaagnis sou wees, dit is nie die geval nie.
Ongelowiges gaan almal hel toe. Daar is nie 'n tyd vir ongelowiges en gelowiges in elder darkness om saam te sit en tree nie, want dan beteken dit die ongelowiges het ook 'n kans om gered te word. Maar dit is nie die geval nie. Dis hoekom Lukas 12 niks te doen het met Matteus 25 vers 30 nie. Dit is nie waar. En dis hoekom Lukas 12 nie gesien kan word, soos jy dit beskryf, die elder darkness nie. Die gelowiges, ek glo nie, daar is gelowiges wat ooit saam met ongelowiges iewers vir 1000 jaar gaan sit en treur en kners op hulle tande nie. Dit staan nie in die woord van die Here nie. Hierdie spreek van die wraakoordeele van God. As jy nie gereed is vir die wederkoms nie, jy's ongered, gaan jy agter, of jy het nie jou saak reg gemaak nie, jy het in sonde gelewe, gaan jy saam met die ongelowiges deur die wraakoordeele van God in die verdrukking, na die verdrukking, gaan jy in daai oordeele saam met hulle deel hê. Hy sê jou deel maak van hulle. En dit is wat die konteks hier leer. Nou goed, kom ons gaan kyk wat sê Robbie oor Matteus 25 vers 30. Kom ons gaan luister. Want ons wat glo in genade alleen word ons gered, soos wat Efesiërs 2 wat Paulus vir ons sê, in geloof in genade alleen word jy gered, nie deur werk en jy sien 'n probleem met die. Want hoekom die ou met die een talent, hoekom was hy gegooi in elder darkness? Want hy het dit net nie gebruik nie. Dis nie dat hy gaan sonde doen het daarmee nie. Hy het nie sy talent gebruik en jy weet gaan prostituie koop of jy weet dit gaan mors op die swart mark of enige so ietsie. Al wat hy gedoen het is hy was slothful. Die Bybel sê hy was 'n wicked and slothful servant, maar hy het nie wat die Vader hom aan toe vertrou het gebruik vir boosheid nie. So verstaan dit, hierdie is 'n Christen wat net nie sy werk gedoen het. En ek weet baie van julle is ook bekommerd oor sulke mense. Daar's mense wat sit in julle kerk, jy's dalk een van die mense, jy's 50 jaar oud, jy het nog nie een ou tot die Here gelei nie. Nou goed, kom ons gaan kyk wie is hierdie wicked servant. En voor ons begin wil ek net sê die judgment seat of Christ, daar is 5 krone wat ons gaan ontvang. 5 krone, en as ek dit so vinnig kan lees, die kroon van die lewe, dit is die martelaarskroon, met ander woorde jou lewe gegee het vir Christus, ter wille van Christus, dis een van die krone, die ander is die onverwelklike kroon, die ander is 'n sielekroon, die sielewennerskroon, met ander woorde, soos Robbie nou gesê het, jy al vir Jesus 'n siel gewen, die kroon van heerlikheid, en dan die kroon van vir hulle wat na die wederkoms uitgesien het, wat lief was vir die verskyning van Christus. As jy een van hierdie krone ontvang, het jy iets bereik, dan jy vir die Here gewerk, dan jy iets gedoen. Dit sê nie dat ek en jy, almal van ons kan nie pastore word nie, almal van ons kan nie leraars en evangeliste wees nie, almal het 'n bediening in Christus, in die liggaam van Christus. Maar dit wat Robbie hier sê, dat hierdie man het nie sonde gedoen nie, hy het net eenvoudig, hy was lui gewees en het nie sy werk gedoen nie. Maar kom ons gaan kyk, waarvan praat hierdie gedeelte. This point should be clear in context, but it has often misinterpreted. The person being cast into this outer darkness is not being punished because he did not accomplish enough for the master. So hy is nie daaroor gestraf nie, dis wat Robbie dink hy is nie daaroor gestraf nie. He's not being damned for his disobedience. Rather, his actions prove he's not a true servant at all. He is a pretender. When the master gave him a talent, he blatantly refused to use it and made derogatory excuses. Matteus 25 vers 24 tot 25. In a sense, this lazy man is not losing his servanthood. He's proving he never really had it in the first place. As a result, he will be rejected by the master. So hierdie man, sy hart was verkeerd voor die Here. Hy was nie converted nie. Hy het reeds in sy hart geweet, hy het sy meester verag, want toe hy van vra was, toe sê hy, jy's 'n harde man en al hierdie goed. Jy kan dit gaan lees. Maar hierdie man was nie convert nie, hy was nie 'n Christen gewees nie, hy was nie gered nie. En dit is waaroor dit gaan. Sy hart was reeds duister gewees. En dit is hoekom hy uitgewerp is in die buitenste duisternis. Now the servant described as a sinful and lazy by his master now faces consequences. The master has him thrown into the place of outer darkness where there is weeping and gnashing of teeth. This is language almost always used to describe the eternal torment of judgment in hell. En jy kan daai skrifgedeeltes gaan lees. En dit is waaroor dit gaan. Hierdie man is nie omdat hy te min vir die Here gedoen het nie. Hy het reeds in sy hart, het hy 'n verkeerde gesindheid, 'n verwerping van Christus se geregtigheid gehad.
dit is hoekom hy weggegooi is of uitgedryf is na die buitenste duisternis. En dit is waaroor dit gaan. Nou kom ons dan kyk na die volgende videoklip, waar Robbie dan praat oor Openbaring, waar hy praat oor die Outer Darkness. Waar is hierdie Outer Darkness? Kom ons gaan luister. So, hier is die ding. Waar is hierdie ouens? In Matteus 25 wat die Outer Darkness is. So, hier is ouens wat debatteer daaroor. Van hulle sê, dit gaan in die temporêre houplek wat soos hel is, wat bad is. Ek sal nie 'n groot storie daarvan maak nie. Dit kan wees dat die Outer Darkness sal wees soos daar is die Millennial Koninkryk. Hulle kan sien hoe die Millennial Koninkryk gebeur en hulle is net nie deel daarin nie. En dat hierdie weeping and gnashing of teeth is soos 'n diep spyt. Nie torment in die manier wat jy gemartel word, soos wat die marteling gaan wees in die poel van vuur of daai ewige brand nie, maar dat dit is soos ek is nie deel van die Millennial Koninkryk. Moes ek nie net meer vir Christus gedoen het nie. Ek het dag na dag gemors om my eie wêreld hier beter te maak en ek het nie omgegee wat Christus gesê het ek moet doen nie. Nou kom ons gaan kyk wat Robbie, is dit 'n tydelike plek? Is dit die doderyk, die tydelike bewaring van ongelowige geeste, siele? Is dit die plek waar ongelowiges is, gaan mense daar saam met hulle sit? Hy sê hy wil nie 'n debat daarvan maak nie, maar hierdie mense gaan waarskynlik die vrederyk sien. Dit is 'n plek waarskynlik, ons weet nie, die Bybel praat nie van so 'n plek waar dit gaan wees nie, maar hulle gaan dit dalk sien met hulle oë, maar hulle gaan nie deel daaraan hê nie. Nou dit maak nie sin nie, die woord van die Here leer dit in geen opsig nie. Nou hier staan duidelik geskryf, hy sê gaan hierdie geween en geknars van tande, maar nie net 'n diepe berou en spyt wees nie. Dis wat hy nou maar dink dit kan wees. Dit gaan nie 'n plek wees waar jy getorment word en gestraf word en gepynig word nie, maar hy sê kan dit maar net 'n plek wees van geknars en natuurlik die berou, die diepe spyt en berou. Nou in Openbaring word daar na die lot van Satan, die dier en die valse profeet verwys in die 1000 jaar. Natuurlik word Satan natuurlik gebind vir 1000 jaar, die valse profeet en die dier word in die poel van vuur gewerp vir 1000 jaar, of ten minste hulle word gewerp daarin, en wanneer Satan losgelaat word, dan sê hulle was alweer 1000 jaar daar. Maar hoekom sou dit onbelangrik wees vir die Here om die lot van ongehoorsame Christus te verberg in hierdie in Openbaring? Dis tog sy bloed gewas. Sou dit nie toch belangrik gewees het dat hy iets daaroor sou sê nie, want dis tog sy kinders. Ek meen, hulle gaan nie verlore gaan nie. En selfs Paulus in die sendbriewe, nie een van die apostels leer hierdie goed nie, dat gelowiges vir 1000 jaar in 'n plek van duisternis gaan sit nie, dit word nie eers genoem nie, nie eers naaste by nie. Maar kom ons gaan kyk wat sê Robbie verder oor Openbaring 20 vers 4, en nou moet jy baie mooi luister, hoe dat hy Openbaring 20 vers 4 tot 6 uit konteks gebruik, om te wil sê dat jy heilig moet wees, jy moet werk vir jou plek in die koninkryk, in die millennium. Kom ons gaan kyk wat sê daai skrifgedeelte, en eers kom ons gaan luister eers wat hy sê. Hier is waar ek wil kom. As jy gaan kyk in vers 6 van Openbaring 20, wat praat van die millennial koninkryk, sê dit, blessed and holy is he that have part in the first resurrection. On such the second death have no power. But they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1000 years. So hy sê, wie reign met hom 1000 years? Blessed and holy, hulle wat heilig is, hulle wat lewe, hulle wat werke doen, sal die millennial koninkryk kry. En hierdie reign, weet julle wat daai woord? Is basileus sien. So basileus sien, sê jy sien het die rootwoord, het die kerndeel van basileia. So met ander woorde wat basies daar staan is, dis die koninkryk. Nou ja, kom ons gaan kyk wat sê hy. Hier word Openbaring 20 vers 4 tot 6 natuurlik buite konteks gelees. Hy sê daar dat om saam met Christus te regeer vir 1000 jaar, moet jy heilig wees. Jy moet werk om deel van die millennium te wees. Net hulle wat dus gewerk het, gaan deel aan die eerste opstanding hê. Nou, dit is nie waar, dis buite konteks. Wat is die konteks? Alle gelowiges gaan deel hê aan die eerste opstanding. Of jy nou gewerk het en nie gewerk het nie, jy moet net nie ongered wees nie. Omdat geen werke jou kwalifiseer om daaraan deel te neem. Jy kan jou nie kwalifiseer om deel te neem aan die eerste opstanding. Dit gaan hier oor die eerste opstanding. Natuurlik daarna gaan ons saam met hom regeer vir 1000 jaar. Maar Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, nie deur werke nie, deur geloof en genade alleen.
Daarom kwalifiseer jy vir die eerste opstanding, deur God se genade, nie deur enige werk nie. Hulle wat deel het hieraan, oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Met ander woorde, hierdie mense kan nooit weer verlore gaan nie. Nou hierdie skrifgedeelte praat van jou ewige saligheid, en ja, dit is ook hulle wat saam met hom gaan regeer. Hierdie skrif leer nie dat jy moet werke doen nou, om die millennium te bereik nie. Heilig hier is om regverdig te wees soos Christus. En as jy nie heilig, en wat beteken salig? Salig beteken jy's gered. Jy's salig. Dis jou saligmaker is Jesus, jy's salig. Daarom het jy deel aan die eerste opstanding. Nie om die vrederyk te bereik nie, maar elke kind van God wat in die eerste opstanding opstaan, sal saam met hom regeer. Goed, daar's net een eerste opstanding. As jy nie hier aan deel het nie, is jy vir ewig verlore. Dis wat die woord van God leer, daar is nie 'n tweede en 'n derde opstanding vir gelowiges nie. As jy nie deel het aan hierdie opstanding, is jy vir ewig verlore. Goed, ons gaan kyk na die opstanding. Robbie sê dat nie alle Christene deel sal hê in die eerste opstanding nie. Dis wat hy adamant sê in sy kommensie. Ek gaan van sy kommensie plaas, om vir te wys dat hy dit wel gesê het. En hy sê, daar is 'n ander opstanding vir Christene wat ongehoorsaam was. Ons gaan daarna kyk nou. Hy sê hierso, maar dis eenvoudig. Nie alle Christene sal deel hê in die first resurrection nie. Daar's baie tekste, maar kyk na Openbaring 20 vers 6. Nou die ander tekste wat hy gebruik is buite konteks. Dit spreek maar net van die eerste opstanding wat gaan kom. Want alle gelowiges van alle eeue sal by die eerste opstanding opstaan. Daar's nie 'n tweede opstanding of 'n derde opstanding nie. Die laaste opstanding is vir die ongelowiges na die millennium. Kom ons gaan kyk na nog ene. Hy sê Korintiërs 15 vers 23, dit leer dat daar na die millennium heiliges sal wees wat die eerste opstanding gemis het en dan tot onsterflikheid opgewek sal word. Every man in his own order verwys dus na voor die millennium of daarna. Ek gaan nou vir die skrifgedeelte lees. Wat is die orde van die opstanding? 'n ander komment, great vraag. Ek dink 1 Korintiërs 15 vers 21 tot 26 is dalk die sterkste teks vir my posisie. Kom ek verduidelik nie eers met my eie woorde en dan gee ek jou 'n uittreksel van Joe Forst. Ek weet nie hoe spreek jy daai vanuit nie. Hierdie teks wys duidelik na 2 resurrections. Nee, dit wys nie. Hy sê every man in his own order, met ander woorde, verskillende ordes, party voor die millennium koninkryk en party na dit. Hy sê dis duidelik in vers 24, die tweede deel gebeur saam met die einde, wanneer hy die koninkryk aan die Vader gee, hy gee die koninkryk aan die Vader na hy geheers het, vir 1000 jaar lang. Let dan ook op vers 5, wat duidelik sê die res van die dood het eers gelewe na die 1000 jaar. Wat die dood het gelewe na die 1000 jaar? Die ongelowige dode het opgestaan na die 1000 jaar. Dan vind die wit troon oordeel plaas. Maar kom ons gaan kyk na die konteks van die opstanding en die ordes daarvan. Nou goed, kom ons gaan lees hy skrifgedeelte, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde as eersteling Christus, hy is die eerste orde. Wat is die volgende en laaste orde? Daarna, die wat aan Christus behoort by sy koms, by sy wederkoms, dis by die wegraping, by die wegvoering van die kerk gaan daar 'n opstanding plaasvind. Dis die tweede en laaste orde. Daar's nie 'n derde orde nie. Daarna kom die einde. Watter einde? Wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappe en alle gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning tot hy al sy vyande onder sy voete gestel het heers. Nou, hierdie spreek van die einde van die millennium. Ander woorde, daar's 'n eerste opstanding en die tweede opstanding is vir ongelowiges na die millennium. Nou dan vind die tweede opstanding plaas van ongelowiges, daar is geen opstanding hier vir gelowiges nie. En dis wat Robbie eintlik wil sê, dat na die millennium gaan daar ook mense opstaan wat eintlik gelowiges is, want hulle die eerste een gemis. Nou kom ons gaan kyk, hier is 'n skets van die 1000-jarige vrederyk, the first resurrection, en 1000 jaar later die tweede, natuurlik die tweede opstanding. Nou Johannes 5 vers 28, baie duidelik, dat dit leer van die twee opstandings, baie duidelik, Jesus het dit duidelik gestel, en hy sê dat
Die twee opstandings is sodat die wat goed gedoen het, die eerste, en die wat kwaad gedoen het, die tweede. Geen derde opstanding nie. Daar bestaan nie so iets in die skrif nie, dit is heresie. So dit is nie in die skrif nie. Nou goed, belangrike vraag, dis kan vra, waar wag die dode wat eers na die 1000 jaar opgewek word? Hy sê dat baie Christene eers na die vrederyk opgewek gaan word. Nou vra ek, waar word hulle bewaar? Intussen, is hulle in die plek van die doderyk, is hulle in die derde hemel, of is hulle iewers in die vrederyk op 'n afgeleë plekkie? Waar is hierdie plek? Nou vra ek die wat dan nou wag, waar wag hulle? Dis baie belangrik, dit moet geantwoord word. Wat is die kriteria vir iemand wat aanhou sondig en na die outer darkness gaan? Die skrif is duidelik, as hulle nie deel het in die eerste opstanding nie, is hulle verlore. Hy sê, hulle gaan nie by die eerste opstanding opstaan nie. As jy Hebreërs 9:28 gaan lees, dan sê hy, so sal hy ook dan kom, weer 'n keer kom, dit is die wederkoms, tot hulle wat hom verwag tot saligheid. Met ander woorde, alle gelowiges gaan vir Jesus wag, dit is die eerste opstanding. So, daar is nie iets as 'n Christen na outer darkness toe gaan, as hy in sonde volhard het nie. Die Bybel sê, hy sal nie die ewigheid sien nie, hy sal nie eens deel in die eerste opstanding. 'n Volgende vraag, indien daar 'n ander opstanding is vir die nuttelose dienskneg, en gelowiges was wat aanhou sonde doen, hoe word hulle skuldig bevind sonder die regterstoel oordeel? Dit is om iemand skuldig te bevind te verklaar sonder 'n verhoor. Onthou, hy sê dat baie Christene gaan nie deel in die eerste opstanding nie, want hulle gaan outer darkness toe, maar die Bybel sê, daar is 'n eerste opstanding en almal wat deel het in die opstanding gaan voor die regterstoel verskyn. En daar gaan jou werke geoordeel word, of jy goed of kwaad gedoen het. Nou hoe gaan iemand net nie opstaan nie, hy gaan bly in 'n plek van bewaring, in die buitenste duisternis, hoe word hy geoordeel sonder om 'n verhoor te hê? En dan, indien 'n nuttelose dienskneg of 'n sondige Christen sterf voor die wederkoms, of selfs 100 jaar terug, waar gaan so iemand heen en waar wag hulle? Want wanneer enige mens sterf, is daar net twee plekke waar hy heen gaan, die doderyk en die derde hemel. So Robbie, ek wil hê, antwoord hierdie vraag, daai mense wat dit nie gemaak het nie, wat ongehoorsaam was, wat nie deel het in die eerste opstanding nie, en hulle sterf vandag, waar gaan hy dan heen? Gaan hy daar saam met die sondaars in die doderyk sit, saam met die ryk man, of gaan hy in die derde hemel wees saam met Paulus? Waar gaan hy wees? Dis 'n belangrike vraag wat ons moet gaan kyk na. Nou ja, kom ons gaan kyk na die laaste, ek dink daar's nog so een videoklip van 2 Korintiërs 5. Kom ons gaan kyk wat sê Robbie oor 2 Korintiërs 5, oor natuurlik oor die regterstoel. Gaan lees 2 Korintiërs 5, dan sien jy, Paulus, die groot ou wat sê, by grace through faith are you saved, sê, it is the terror of the Lord with which we persuade men in 2 Korintiërs 5. Christus. Die oordeelstroon van Christus is vir Christene. Hy sluit homself in daai oordeel in. Hy sê, we must all appear before the judgment seat of Christ. Ek, jy, jou ma, jou kinders, almal gaan alleen voor die oordeelstroon van Christus staan en verantwoordelik doen vir elke ding wat jy gedoen het. As 'n Christen. Verstaan dit. Laat dit insink en begin iets vir die Here doen. Maar dis duidelik wat 2 Korintiërs 5 sê. Gaan lees dit. Gaan lees, dan sê hy we, oor en oor sê hy we, en dan sê hy we labor, ons werk. Wanneer hy praat van die millennial koninkryk, wanneer hy praat van die oordeelstroon van Christus, praat hy van werk. Dis alles werk, werk, werk. Dis nie deur genade en geloof alleen wat jy in die millennial koninkryk ingaan nie, dis deur jou werke. En ek weet nie van jou nie. Ek wil nie vir 1000 jaar uitgesluit wees om saam met Christus te heers nie. Dis waaroor my good and faithful servant gaan. Nie net het jy vir Christus aangeneem as jou verlosser nie, dis vir die ewigheid. As jy Christus aangeneem het as jou verlosser, sal jy vir ewig saam met hom wees in die ewige hemel, die nuwe Jerusalem, maar as van julle wat die millennial koninkryk gaan mis, vir 1000 jaar. Nou ja, kom ons gaan kyk. Ek stem saam met Robbie, elke kind van God het die verantwoordelikheid om in die koninkryk van God te arbei, en dit is die werke waarvan Paulus praat, die goeie werke, of is dit slegte werke. Maar kom ons gaan kyk, wat is die konteks, dat Paulus hier praat van die vrees van die Here ten opsigte van die regterstoel oordeel. Met ander woorde, hy wil die Christene eintlik maan om te arbei in die koninkryk van God. En nou sê ek weer, almal van ons kan nie leraars wees nie, ons kan nie almal pastore wees nie, ons kan nie almal herders wees nie, ons het nie almal daardie selfde vermoë of gawe nie,
maar daar's iets wat jy kan doen in die koninkryk. Al getuig jy vir iemand, al vertel jy hom van die evangelie, en daarmee stem ek saam met Robbie. Nou, hy sê dat dit wel vir Christene is, en as dit wel vir Christene is, dan beteken dit dat hulle deel moet hê aan die eerste opstanding. So as ons om geoordeel te word voor die regterstoel, moet jy die eerste opstanding meemaak om daar te kan wees. Hy sê dat Paulus sê, we must labor, dat ons moet werk om in die millennium in te gaan. Deur jou werke alleen gaan jy daar ingaan. Dit staan nie in 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 11 nie. Dis wat hy nou maar Jesus byvoeg, omdat hy glo dat die millennium gaan oor werke om daar te kom. Jy moet arbei in die koninkryk, dan gaan jy dit nie mis nie. Maar dis nie wat Paulus hier sê nie. Nou kom ons gaan kyk verder. Hierdie is vir alle gelowiges gered, wedergebore, geen gelowiges, en dis wat ek sê, nie Robbie nie, geen gelowiges sal hier uitgesluit word nie. Dit gebeur by die eerste opstanding, dus as alle Christene nie deel het van die eerste deel van die eerste opstanding is nie, waar is hulle verhoor dan? Waar word hulle voor 'n regterstoel geplaas, as dit nie in die hemel is, of waar voor die troon van Christus nie? Die skrif leer dat hulle wat uitgesluit is by die eerste opstanding, deur die tweede dood gestraf gaan word. Nou, anders as jy nie deel het van die eerste opstanding nie, gaan jy na die poel van vuur. Dis wat hierdie skrif leer in Openbaring 20 vers 4 tot 6, en dis baie duidelik. En dan sê Robbie iets wat ek eintlik verskil met hom. Hy sê dat van julle dit gaan mis. Ek sou eerder sê, as ons nie werk nie, dan gaan van ons dit mis. En dis belangrik. Ons moet nederig wees, soos Paulus het gesê het, so ons moet weet, maar dit is nie wat hier gaan gebeur nie. As jy jou krone verloor, gaan jy maar net eenvoudig, jy gaan absoluut nie werktuig wees vir Christus, waarskynlik ook in die vrederyk nie, maar jy gaan nie na 'n plek van duisternis toe nie. Dis wat hierdie man sê, en dit is nie wat die woord van God leer nie. Dis baie, baie ernstig, dat as die konteks sal verstaan daarvan, en soos ek reeds in hierdie video gewys het. Nou goed, ek gaan saamvat. Geen ware ongelowige hoef te vrees vir 'n sogenaamde outer darkness nie. As jy bloed gewas is en wit klere ontvang het, is jy deel vir Christus vir altyd. En dit is, ons werke red ons nie. So as jy loon verloor, gaan jy skade ly. Maar dit maak nie dat jy nou verlore gaan, of in 'n plek van duisternis gaan sit vir 1000 jaar. Dit maak net nie sin nie. Die konteks moet verstaan word van Matteus 25, en waar dit reg te gaan. As jy dit mis, was jy nie werklike geredde gewees nie. Goed, mits jy Christus verwerp, as jy Christus verwerp het, en die bloed van Christus vertrap het, deur voort te lewe in sonde, en aan 'n valse evangelie vashou, is jy soos daai slegte diensknegt, wat 'n skyngelowige was, en jou meester verag en nie vertrou het nie. Die Bybel noem dit vorm godsdienstig is. Religious people. So as jy hierdie goed doen hieronder, mits jy, gaan jy dit mis vir ewig. En dis wat die woord van die Here leer. Ons moet ons vertroue plaas in Christus. Natuurlik moet ons gaan arbei in die koninkryk van God, en daarmee verskil ek nie van Robbie nie, maar dat jy voorwaardes stel vir Christene wat net nie gewerk het nie, wat in 'n plek van smart gaan sit, in 'n plek van rou en trane en kners van tande, dit maak nie sin nie. Maar mag die Here ons help en ons insig gee in die skrifte, dat ons dit sal verstaan, en dat ons sal weet wie ons in Christus is. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.